Efesiërs 1 vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Geliefde, wat 'n wonderlike wete om te weet dat die Here ons met al die seëninge geseën het en ons uitverkies, en daarom kom groete ons met sy seën vanuit vers 2. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit Efesiërs 6 vers 10 tot 20 met die wapenrusting as tema. Kom ons begin deur saam te sing die wapenrusting lied. Ons stryd is nie teen vlees nie, maar teen magte in die lug. God gee sy wapenrusting, dat die vyand weg sal vlug. Van die krag in sy disippels, met die wapenrusting aan, en gewapen met die waarheid, teen die bose kan bly staan. Ons dra die gordel van waarheid, en die harnas van vryspraak, en die skoene van bereidheid, om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing, en die woord van God as swaard, en vir altyd die geloofswoord totdat Jesus ons kom haal. Vind jou krag net in die Here, vra dit van hom dag na dag, en doen dit alles bidend, deur die Gees van God tot krag. Wees waaksaam, bid gedurig, trek jou wapenrusting aan, sodat jy soldaat vir Christus na verlorenes kan gaan. Ons dra die gordel van waarheid, en die harnas van vryspraak, en die skoene van bereidheid, om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing, en die woord van God as swaard, en vir altyd die geloofswoord totdat Jesus ons kom haal. Ons dra die gordel van waarheid, en die harnas van vryspraak, en die skoene van bereidheid, om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing, en die woord van God as swaard, en vir altyd die geloofswoord totdat Jesus ons kom haal. Ons dra die gordel van waarheid, en die harnas van vryspraak, en die skoene van bereidheid, om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing, en die woord van God as swaard, en vir altyd die geloofswoord totdat Jesus ons kom haal. Geliefdes, ons teksgedeelte kom vir ons vandag uit Efesiërs 6 vers 1 tot 4. Daar staan: Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning soos die Here dit wil. Nou geliefdes, dis die 5de gebod. In die 10 gebooie is eer jou vader en jou moeder, en ons sien hoe Paulus nog steeds die 10 gebooie sien. Nee, alhoewel hy baie keer daarop lê dat ons nie uit wetsonderhouding gered word nie, want niemand kan die wet
ten volle onderhou nie, wat 'n vereiste is vir ons om daardeur redding te kry. Maar wat hy dan nou sê, is dat daar's 'n seën aan die 5de gebod gekoppel. As ons ouers respekteer en eer jou vader en jou moeder, gesag wat oor ons geplaas is, as ons dit respekteer en eer, dan is daar 'n belofte by. Nou hierdie belofte, dat dit met jou goed mag gaan en jy lang lewe mag hê hier op wat die land wat die Here jou God aan jou gee. Dit gaan daaroor, nê, as 'n volgende generasie respek het vir die ouer generasie, dan sê die Here, dan is daar orde en dis gewoonlik waar die belofte van dat daar nie oorlog kom en opstaan en al hierdie verskriklike goed nie. Dit is wat gemeenskap ordelik hou, is kinders wat luister na die gesag wat oor hulle geplaas. Baie keer is daar baie slegte gesag wat oor ons geplaas word. Ons moet onthou, selfs Jesus het gesê, gee aan God wat aan God toekom, gee aan die keiser wat aan hom toekom, en die Romeine was nie 'n lekker regering om oor te hê nie. Die Jode het niks van hulle gehou nie. So dit was nie eers 'n gewenste gesag wat oor hulle geplaas nie. En steeds sê Jesus, erken hulle as die regering wat God nou gebruik om te tug en goed. Al doen hulle dit nie altyd volgens God se wil nie, is dit nog steeds aan God se raadsplan om sekere regerings te kies. So geliefdes, ons kinders kyk na ons, nê, wanneer hulle sien hoe ons respek het, jy weet, baie keer hoe ons van mense praat wat, jy weet, baie keer is daar mense oor ons geplaas, nê, ons baas of dalk, jy weet, het ons kinders, onderwysers en goed, en dan, hoe praat ons van hierdie mense, nê? Praat ons met hulle asof ons, jy weet, niks daarvan hou nie, of praat ons so, dat ons weet, maar dit is die persoon wat God gebruik om gesag oor hulle uit te oefen, en so dit is, maar die belangrike punt, dink ek, is dit, om ook nog te sien, dat Paulus selfs nog hier vir ons wys, dat die 10 gebooie, sy relevantie, is baie sterk in ons lewe. Ons doen dit, en God seën die wat aan hom gehoorsaam is. Ons kry nie redding daaruit nie, want ons oortree hom gereeld, maar ons word salig deur dit te onderhou in ons lewe, raak ons al hoe meer en meer heilig. Geliefdes, kom ons begin deur saam te sing 'n lied, 'n kinderkoorlied, en jy is welkom om saam te sing. I heard there was a secret chord that David played, and he pleased the Lord, but you don't really know that music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the King of old composing. Hallelujah, 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 hallelujah. I know that there's a God above. There's evidence in all the love. Creation is enough to prove it to ya. And when he says there's day from night, and then he commanded, let there be light, and every breath he drew was hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
Geliefdes, voor ons die woord lees, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Here, ons loof en prys U dat ons U kinders kan wees en dat U ons toerus. Vandag met die wapenrusting word ons dit weer geleer. En liewe Heer, ons dankie dat ons dit kan van leer vandag. Heer, kom help ons om dit te verstaan, dit te gaan doen in ons lewens. En liewe Heer, ook soos U gewys het, baie keer is dit vir ons moeilik om die gesag wat oor ons geplaas is, maar Heer, kom seën ons kinders, Heer, dat hulle respek sal hê vir selfs die slegste gesag wat baie keer oor ons geplaas is, dan respekvol sal optree, nie alles te aanvaar wat die gesag oor ons doen nie, maar dit self nog steeds erkenning te gee, dat U hulle daar geplaas het en op hierdie manier harte verander, want dit is wat U gedoen het. Here, U het die geseën wat U vervloek het, U het gebid vir die wat U gekruisig het. Heer, wat 'n voorbeeld is U vir ons, onbegryplik, Heer, maar kom help ons om te leef soos wat U wil hê ons moet. Heer, kom help ons om al hoe meer ons hart op U te rig, om U wil te soek en dit te gaan doen. En Heer, ook vandag, wanneer ons die woord lees, kom help ons om dit te verstaan en dit te gaan toepas in ons lewens. Weer wees met ons, kom help met ons in ons uitdagings en dankie vir die reën wat U gestuur het. Weer help ons om op U te vertrou, ook dat U sal gee vir alles wat ons nodig het. Heer, dat U ons ontsaglik lief het. Heer, soos wat U in Efesiërs sê, dat U bid en ons bid, Heer, dat ons die volle rykdom van kennis van U kan self net aanskou, Heer, dat ons die volle breedte en die diepte en die lengte daarvan, Heer, dat ons meer daarvan sal kan kry. Weer dankie dat U ons sondes vergewe en help ons om 'n diepe begeerte te hê om salig te word, om heilig te word, dat ons nie meer sal lewe soos wat ons wil nie, maar al hoe meer sal leef soos wat U wil hê ons moet. Soos koningskinders, Heer, kom rus ons toe om soldate te wees in U koninkryk, dat ons dit wil wees, wanneer ons die wonderlikheid daarvan beleef, die heerlikheid daarvan. Heer, ons bid dit alles in die naam van ons koning, Jesus Christus, wat vir altyd sal regeer en ook het. Amen. Geliefdes, vandag, ons teksgedeelte is Efesiërs 6. Nou, ons het 'n kinderdiens vandag, so dit is maar gemik op die kinders vandag, maar die gedeelte wat ons dan nou hanteer is Efesiërs 6, en nou wil ek vir ons verder gaan. Nou die gedeelte wat, ek het nou al reeds die kindergedeelte gelees, daar waar hoe kinders moet hulle ouers teenoor hulle ouers optree, respekvol. Nou wil ek sê, die gedeelte van hoe mans en vrouens teenoor mekaar behoort op te tree, is die gedeelte wat nou in hoofstuk 5 staan. En dan hoofstuk 6 wys die Here hoe moet kinders teenoor hulle ouers optree, en nou hoe moet slawe teenoor hulle eienaars optree. So, dit wys ons baie prakties wat ons nou gaan leer van die wapenrusting, waar dit prakties uitgevoer moet word, in die huwelik, in gesinslewe en in die werksomstandighede. Hierdie plekke oral moet dit gedoen word. So, net om, ek sal later in die preek sê, dis die praktiese plekke waar ons hierdie wapenrusting gaan moet uitleef. So, ek begin deur vir ons te leef hoe behoort slawe en eienaars teenoor mekaar op te tree, en dan lees ons die gedeelte van die wapenrusting. So ek begin vir ons by vers 5. Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde, en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word nie, en so in mense se gunste kom nie. Werk soos slawe van Christus, wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds doen, as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf is of vry is. En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is, en hy trek niemand voor nie.
Verder nog dit: soek julle krag in die Here en sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslag van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Geliefdes, tot sover die woord van die Here. Nou geliefdes, soos ek gesê het, is dit 'n kinderdiens. Daarom probeer ons dit baie eenvoudig stel, baie prente. En vandag is die wapenrusting, en natuurlik is 'n lekker manier om te onthou, elke wapenrusting is iets wat ons in ons lewe moet gaan toepas, en daarom praat ons nou daarvan oor dit. Nou dit maak dit makliker verstaanbaar, nee, die wapenrusting, maar dis maar die basiese goeders van die geloof wat ons moet ken. En ons het nou 'n bietjie met die belydenisskrif bietjie rondgespring, want ons het nou die Vader afgehandel, nee, ons het oor die Vader gepraat, en ons gaan nou oor die Seun praat, en later oor die Heilige Gees, maar met die Seun, jy weet, dis altyd die belangrike ding wat ons moet onthou van die Seun, is dat hy vir ons sondes gesterf het, maar hierdie een gaan ons eintlik nou al 'n bietjie verder, so ons gaan weer terugspring na die Seun toe later. Nou, die belangrike ding wat ons altyd moet onthou is dat Jesus, waarvoor het hy aarde toe gekom? Om ons sondes te vergewe. Nou, toe Jesus gekom het en ons sondes vergewe het, wat nou die eerste punt sou gewees het, dan is dit ook belangrik om te onthou, dat hy nie net gekom het om ons sondes te vergewe vir eendag as ons in die hemel is nie, dit is sodat ons nou reeds deel van God se familie is, nee, deel van die huisgesin van God is. En omdat God ons pa is en ons sy seuns en dogters is, hou dit 'n sekere verantwoordelikheid vir ons in, nee, dit wys nou dat ons God se kinders is. Nou, as ons sê God is koning, Jesus is koning, wat maak dit dan nou van ons? Dit beteken dat ek en u prinse en prinsesse is, wat deel is van God se koninkryk. Nou, wat was die koning se werk? Die koning se werk was om die mense op te pas. En dis belangrik om te onthou, nee, ons weet dan waarvoor ons groot gemaak word, nee, want ons ook om te gaan regeer. Nee, nou 'n koning regeer oor sy land, nee, hy sorg dat daar vrede is, hy sorg dat daar alles is wat nodig is, hy beskerm die mense, dis wat 'n koning gedoen het. So daarom moet ons weet, nee, dis waantoe ons beweeg. So as kinders van die Here, nee, 'n prins was gewoonlik en 'n prinses was grootgemaak om die koningskap oor te neem, om ook deel te vorm van die koninkryk. So natuurlik ons gaan nie koninkryk oorneem nie, maar dit is wat ons gaan doen eendag. Ons gaan regeer, ons word reggemaak daarvoor. Ons sien in Openbaring hoe die apostels op trone sit en ons sien dat dit ons doel is eendag in die hemel. Nou dis wonderlik om te weet. Heerlik wat vir ons wag. Nou so daarom weet ons, nee, dat dit is wat ons gaan doen. Maar nou moet ons ook onthou, nee, soos 'n koning is ook maar 'n soldaat, nee, en ons is daarom soldate wat die regering van die koning gaan sorg dat dit geskied. Nee, en dit is wat ons moet onthou. Nee, dit is wat ons doen. Ons sorg dat daar ook die evangelie van die Here, die wette word so te sê geleer, daar word gekyk of dit toegepas word, daar word vrede gehandhaaf in die wêreld. So dit is wat ons werk is, nee, ons woon en werk. Jy weet, as daar 'n koninkryk is en die soldate doen hulle werk en hulle pas die wette toe, nee, dan kan elkeen woon en werk in vrede in die land, nee, en dan sal dit goed gaan. Nou,
om dit te kan doen, moes die soldate hulle werk gedoen het. En hulle moes die mense opgepas het, hulle moes gekyk het, dat hulle nie die verkeerde goeders doen nie, dat hulle mekaar goed hanteer, dat hulle mekaar nie net doodmaak, of steel van mekaar, of lieg vir mekaar, en daar was sorg dat die wat met hof toe gaan, en selfs moes gekyk het dat dit regverdig goed gaan in die hof, en dit is goed wat ons moet doen. Ons kan amper sê, dit is soos 'n leerlingraad, dit is wat soldate in 'n koninkryk moes gedoen het. Die leerderraad, hulle sorg dat die skoolreëls toegepas word, en gedoen word, en as iemand dit oortree, help hulle weer op die pad, So hulle kyk dat dit gedoen word. Nou sê die Here, ons is ook soldate. En wat dit vir ons beteken, is, 'n soldaat het soldaatklere aan. En nou gebruik Paulus die beeld van 'n klomp soldaatklere, en hy sê, elkeen van hierdie soldaatklere wys vir ons iets, wat ons nodig het in ons stryd, sodat ons kan staande bly in die stryd teen die sonde en teen die bose magte. Ons het ek wou begin het by die gedeelte wat ons oor moet praat van waarteen is ons stryd, want ons is nie mooi verstaan waarteen is ons stryd nie, gaan die wapenrusting nie vir ons sin maak nie. En toe besef ek die preek raak bitter lank, so toe besef ek, maar as ons deur die wapenrusting gaan, dan begin ons in elk geval te sien wat is die stryd waarteen ons stry. So sonder om daarin te gaan, ek sê net, waar dit gaan is, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is nie teen mense nie. Ons stryd is teen die bose magte in die lig, daai hele sin wat daar vir ons gesê word. En soos ons deur dit gaan, sal dit vir ons meer sin maak. Maar ons moet net verstaan, dis nie 'n stryd teen mense wat ons het nie, maar teen die owerhede, die boosheid van die wêreld. Dit is waarteen ons stryd is. Nou geliefdes, die waarheid as gordel om julle heupe. Dis die eerste een. So die waarheid word gesê, maar dit is die beld. Nou hoekom is dit 'n beld? Wat gebeur met 'n beld? Wat doen die beld? Die beld hou alles vas. Hy sorg dat my nie klere nie afval nie. Gewoonlik is die swaard daarin vas. Dit maak dat dit gewoonlik as die beld vasgemaak word, dan is die klere reg om te beklei. Nou so word daar gesê van die waarheid. Die waarheid is bitter belangrik. As ons nie waarheid vas in val al die ander goeders uitmekaar uit. En daarom word daar baie gesê van die waarheid in Efesiërs, en nou wil ek ook sê, soos ons deur elkeen van die wapenrusting gaan, ons kan deur die hele Bybel gaan kyk wat dit beteken, maar ons moet, om die mooi betekenis daarvan te kry, bly ons by die boek Efesiërs. En so om nie net om in hierdie stryd te kan gemaklik beklei, dit gaan moeilik wees, as jou klere moet heeltyd vashou, as jy moet bly, jy gaan eintlik uitmekaar uitval. So ek het gedink ek gaan so deur Efesiërs gaan en kyk, wat is die tipe leuns, wat ons kan laat struikel, en wat is die waarhede wat ons moet onthou. So voorbeeld, wat gegee word is, jy weet, 'n leuen wat die duiwel vir jou sal wil vertel is, jy is nie regtig God se kind nie. Of jy het hopeloos te veel droog gemaak. Jy kan nie in die koninkryk iets beteken nie. Of weet, God sorg nie vir jou nie. Hy het nie vir jou 'n toekoms nie. Weet, en selfs die toekoms wat ons het is nie goed nie, en dit is nie volgens God se wil nie. 'n ander leuen, God is nie lief vir jou nie. Want jy weet, jy kry dalk 'n idee van wat God se liefde is, en om nou te dink God is nie lief vir jou nie, oor een of ander iets. Dis tipe leuns wat 'n mens baie vinnig sal laat struikel in die stryd. So, en 'n ander ding, leuen, is dat jy kan nie iets bied in God se koninkryk nie. En die Here wys vir ons dat ons elkeen het 'n plek. 'n ander ding wat groot leuen is, wat mense baie laat struikel is, sonde is lekker. Dis 'n groot leuen. Of hierdie sonde is oukei, of gee hierdie sonde bietjie 'n kans. Dit is die tipe leuns wat 'n mens baie vinnig kan laat struikel. So die waarheid absoluut belangrik. Nou al hierdie leuns is dinge
wat maak dat die res van die wapenrusting ook nie gaan werk nie. So, kom ons kyk na die volgende een, dan die vryspraak deur God as borsharnas. Nou, na die borsharnas is iets wat mens beskerm. Nou, vryspraak word saam met borsharnas gesit. Nee. En vryspraak, wat beteken dit? As ons net weer 'n bietjie kan daaroor dink, om vryspraak is wat dit sê, nee, om vry gespreek te wees. Ek wil 'n beeld gebruik net om dit vir die kinders te verduidelik. Sê nou jy het iets verkeerd gedoen. Jy word hoof se kantoor toe gestuur, jy gaan gestraf word. Nee, en as jy daar aankom, nou hoor jy, daar's dalk iets en iets het gebeur en daarso kom iemand en sê maar luister, jy verdien 'n straf, maar jy is vrygespreek. Die straf gaan nie oor jou kom nie. So jy kan weggaan sonder 'n straf. Dis wat vrygespreek. Dan is jy vrygespreek van hierdie straf. Dis wat dit beteken. Nou, wat gebeur met 'n mens se hart as jy so iets? Jy sit daarso, jy's bang, nee, en jy wag vir daai hoofsekantoor en alles gaan deur jou kop. Wat se straf gaan ek kry en hoe seer gaan dit wees? Wat se planne kan ek maak? Wat moet ek sê? Jy weet al hierdie goed gaan deur. En as jy hoor jy is vrygespreek, dan is jou hart rustig. Nee, dis goeie nuus. En daarom, as ons sê die borsharnas is die vryspraak. Hoekom? Wat beskerm die borsharnas? Hy beskerm jou hart. Nee, so net soos die borsharnas jou hart beskerm, is dit jy moet gereeld onthou jy is vrygespreek van die sonde. Nee, want wat gebeur baie keer? Die bose kom en wat ons bedoel met die bose is ons stryd is mos teen die bose en dit wat die verkeerde goeters. En baie keer in hierdie stryd is dit vir my baie moeilik, nee, want as ek weer gesien het dan die bose my weer oorkom, ek het toegegee aan dit wat verkeerd is en jy weet dan voel ek nou weer hierdie stryd is te moeilik, ek wil dit nie weer opneem nie, dan word ek baie vinnig moedeloos. En ek wil die beeld gebruik weer van 'n kind. Sê maar daar's 'n kind en die kind moet nou een of ander vaardigheid bemeester, soos leer of sê net maar kom ons sê weer rugby speel nê en hy moet nou leer om te paas. Nee, maar hy kry dit net nie reg nie. Iets is nie lekker nie. Hy kry dit net nie reg om te paas nie. Dan is die gevolg baie keer, jy weet, sê net maar hy kry dit glad nie reg nie, nee, dat hy net tou opgooi. En dan is die gevolg van ag nee, rugby is sommer sleg en is sommer simpel. En hoekom sal enigiemand dan nou wil doen? Nee, en as hy dan dit nooit reg kry, dan gee hy sommer heeltemal op. Nee, en dis baie keer wat gebeur in ons Christendom, in ons stryd teen die sonde. Ons kry baie keer nie teen hierdie sondige beklei nie en dan raak ons moedeloos en ons gee op en ons vergeet dat ons vrygespreek is. En om weer herinner te word dat ons vrygespreek is van die straf, maak dat ons weer die stryd kan meevoer en weet, maar ons sondig baie keer en ons val baie keer terug in sonde, maar ons kan aanhou stryd teen die sonde en weer probeer elke dag. God se liefde vir ons hou nie op nie. En dan 'n volgende een, die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene. Nou wat doen skoene? Jy weet, nou onthou, nee, oorlog is gewoonlik in die veld beklei en ons het onthou, nee, hierso in die veld is al baie dorings. En dit is moeilik, die klippe maak baie keer seer. Nee, hulle voete was seker baie harder as ons en maar mens sukkel maar om te beweeg. Selfs soldate moes maar baie keer gehardloop het en gesytrap het en goed en sonder skoene was dit baie moeiliker. Nee, so iemand wat skoene gehad het natuurlik voordeel gehad bo iemand wat nie skoene gehad het nie. Maar daarom is dit eintlik jy weet jy so oop vir struikeling as jy nie skoene aangehad het nie. Gereeld in dorings getrap. Nou dis baie belangrik, nee, so die belangrike begrippe is bereidheid en die tweede een vrede. Bereidheid en vrede. Nou, net vir die kinders, wat beteken bereidheid? Jy weet, as iemand vir jou vra, hoorie, is jy bereid om my te help? As jy sê, ja, ek's bereid, dan beteken jy wil hom graag help. Soos maar om te sê, jy wil dit doen. Nee, jy is bereidwillig. So, sê die Here, maar ons moet bereid wees.
En hoekom is dit vir ons so belangrik om bereid te wees? Ek wil weer vir ons 'n beeld gebruik vir die kinders, hoekom bereidheid so belangrik is. Baie keer as ouers, dan sê ons vir ons kinders baie keer om sekere dinge te doen. Nou baie keer, nou is nie net vir ouers en kinders nie, maar baie keer is kinders bereid om sekere goed te doen wat ons vra. Ander keer is hulle nie bereid nie. Wil hulle dit nie eintlik doen nie. Nou kom ons vat die van 'n asblik, jy moet nou die asblik gaan uitgooi. Nou baie keer is kinders nie bereid om dit te doen nie. En dan sit baie keer die gevolg is dat hulle die minimum moontlik daarvan doen. En dan baie keer, ek dink hierdie kind haal die asblik uit en nou skeer hy en halfte van die goed val op die grond en in plaas daarvan dat hy dit teruggooi, los hy dit net daar en hy gaan gooi nou maar hierdie weg en halfte van die goed lê so agter hom aan en hy kom terug en gesit nie 'n nuwe een in en verwag maar dat die ou wat die nuwe sak gaan insit sal nou maar die halfte van die goed wat nou nog hier lê weer teruggooi en dan sit dit weer half uitgegooi. Hy doen die moontlike minimum. En geliefdes, dit gebeur baie keer met ons Christendom ook dat ons die moontlike minimum doen. En dan sê die Here nee, ons moet bereid wees om dit te doen. Dit moenie vir ons 'n las wees nie. En gewoonlik met gebed, om Efesiërs sê verskriklik baie oor gebed en vir ons om 'n bereidwillige hart te hê, is dit belangrik dat ons ook daarvoor bid en die Here beter leer ken, want ons sal dan besef hoe wonderlik dit is om dit te gaan doen. Hoe meer ons die evangelie verkondig en gaan uitleef, hoe meer sal ons die wonderlikheid daarvan beleef en dit ervaar. En dan ook baie belangrik, hoekom vrede? Wat maak vrede so belangrik, is vrede en die evangelie loop hand aan hand. Onthou toe Jesus aarde toe gekom het, vrede op aarde was die lied van die engele. Jy weet, van die Ou Testament af, groet die Jode mekaar Shalom, wat vrede beteken. Vrede vir jou, vrede tussen jou en God, dit moet jou vrede gee en vrede tussen jou en jou medemens. En jy kan nie dink, en weer eens wil ek vir ons herinner aan wat ons voorheen gelees het. Onthou hierdie wapenrusting word op 3 verskillende praktiese plekke toegepas. In die huwelik, in die huisgesin en in die werksplek. Daai 3 plekke. En jy kan dink net, vrede op hierdie terreine, wat 'n enorme verskil dit sal maak. Die 3 plekke, jy kan net dink, waar op hierdie 3 plekke, tussen jou en jou vrou of jou en jou man, tussen familielede en tussen werksplekke, as daar nie vrede is nie, dan gaan daai eintlik nie kan funksioneer nie, en hulle gaan nie teen die bose kan stry nie. As en Efesiërs gee vir ons baie praktiese riglyne, soos onder andere wat hy sê, as jy kwaad raak, moenie sondig nie. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie vuil taal gebruik nie. As kom sulke riglyne wat alles dinge is wat vrede so te sê wegvat. En as daar, jy kan nou dink, op man en vrou wat nooit vrede maak nie, huisgesinslede wat nie vrede maak nie, as daar nooit vrede is tussen werksmense nie, ons weet daar is mos baie stres, so al hierdie goed wat die vrede baie keer wegvat, maar mens moet gereeld vrede weer bewerk, dinge uitsort, anders dan gaan dit nie werk nie, en so sê die Here vir ons vrede, 'n bereidheid, onthou halwe vrede te gaan maak, werk eintlik nie. 'n bereidheid om vrede te gaan verkondig, vrede te maak en vrede te bewerk. Dit is die skoene. Net soos 'n soldaat nou in die veld gaan die hele tyd moet dorings uittrek en probeer beklei terwyl hy nou op harde plek of skerp goeder strap en goeder. Dit gaan sy opponent gaan hom maklik oorrompel. So gaan dit wees sonder vrede. Sonder 'n bereidheid om vrede te gaan verkondig en vrede te maak en vrede te bewerk. Uiters belangrik. En dan die geloof as skild, want dit weer die brandpyle van die bose af. Nou, geloof is die skild. Nou wat gebeur as 'n persoon nie 'n skild het nie? Jy weet, hy is eintlik weerloos, hy is magteloos, hy kan niks doen teen 'n ou met 'n pyl en boog nie. Ons kyk baie keer so in die flieks, dan vang die ou die pyl so, dis net 'n illusie, dit kan nie gebeur nie. Of wel, selfs al kry man dit reg, jy gaan nie al die pyle, as jy in 'n oorlog is, al die pyle net kan raak sien en goed nie. So, jy is eintlik magteloos teenoor 'n pyl. So, sonder geloof, magteloos teen die bose.
So nou sê, daar staan daar, dit weer die pile af, en nou wil ek vir ons hierdie 3 tipe pile, nou dit is nie dat die Bybel 3 tipe pile noem nie, ek gebruik nou maar net die 3 pile vir ons om te onthou, wat is van die hoofgoeders wat die bose doen. Die 3 tipe pile, twyfel, versoekings en leuns. Nou, twyfel val ons maar baie keer aan. Nee, twyfel of God ons sal sorg, twyfel of God ons sal help, twyfel of God ons sal vergewe. Nee, al hierdie twyfel in die beloftes wat die Here vir ons maak. En dit beteken nie dat ons nou moet gaan kansse vat nie. Nee, baie keer in my besigheid wil ek iets doen en risiko's vat. Nou dan moet ons versigtig wees om na die Bybel toe te gaan, want ons moet ook nie die Here in die versoeking bring nie. Nee, ons moenie kansse vat en die Here in versoeking bring nie. Jy weet, ons het nou gesê wat die Bybel wel sê van besigheid, nee, maak vrede. Nee, sorg dat daar vrede is. As jy 'n werknemer is, werk nie vir jou eienaar asof jy vir hom werk nie, werk asof jy vir God werk. Nee, en dis ons moet werk. As jy eienaar is, moenie net dreigemente maak nie. Nee, daai goed wat ons gelees het, ek maak dit nie op nie, dis goed wat ons gelees het, nee, in hierdie hoofstuk. So dis wat daar van besigheid gesê word. Nee, so om te twyfel, nee, gaan gereeld as ek nie geloof het nie. Die ander een, versoekings. Nee, as ons weet nou, nee, ons stryd is teen die sonde, teen die bose magte, teen alles wat sleg is. En ons gaan gereeld in die versoeking kom. Nou, as ek net 'n voorbeeld kan noem uit die alledaagse lewe, Jesus het ons sekere riglyne gegee, nee, as daar sekere sondes is wat ek net nie uit my lewe uit kry nie, dan is die riglyne wat vir ons in die skrif gegee word, is om te sê, maar sny dit af, heeltemal uit jou lewe. Nee, hy gebruik, as jou regteroor oog jou laat struikel, kap hom af, gooi hom van jou weg. Nee, daar's riglyne wat dit vir ons geleer word. Maar dan, so die Here wys vir ons, nee, en om te glo dat dit vir my beter gaan wees, dit wat Jesus sê, dat beter vir my gaan wees om daai af te sny, as om heeltyd aan hierdie sonde vas te hou. Nee, dis wanneer ons die Here glo, dat hy dit sê, dat ons dit wel doen. So ek moet die skuld op hierdie manier gebruik, deur dit wat die Here my leer, te glo, nee, en om te vertrou, en ook te glo, God eerder te glo as die duiwel, nee, die duiwel gaan die sondes lekker laat lyk, hy gaan vir ons lieg, hy gaan dwalinge bring, en om God eerder te glo as die duiwel, as die leuns. En dan die volgende een, verlossing as helm. Nou wat is die belangrikste ding in 'n oorlog? Jou kop. Nee, jy is waarmee ek dink. Nee, as ek, ons hoef nie eers nou net te sê, as jou kop nie meer daar is nie, nee, as jou kop afgekap word, maar selfs al word jou kop gestamp, nee, dan is jy de mekaar, dan weet jy nie wat lekker aangaan nie, want jy dalk hartsanskudding. Nee, so die kop is baie belangrik, as kom ons 'n helm dra as ons motorfiets ry, nee, en nie noodwendig beskerming, harde beskerming het vir die res van ons lyf nie, want jou kop is die belangrikste. Nee, so as jou kop seer kry, het jy moeilikheid. En dan is die helm die een wat dit beskerm. Nou die helm word gesê, dis verlossing. Nou, wat beteken verlos? Wat veral hierso is om vry te word van iets. En net om 'n voorbeeld te gebruik, as 'n hond my sou gryp, nee, en ek kom nie los nie. Dan as iemand kom en hy maak die bek van die hond oop, dan word ek verlos van die hond. Nee, dis vir die kinders om dit net weer te verduidelik, so om so verlos te word. En wat God kom doen is, hy verlos ons van die sonde. Hy maak ons vry van die sonde. Solank as wat ons aanhou met sonde doen, dan is ons 'n slaaf van die sonde, nee, en die sonde het mag oor ons. En ons moet regeer oor die sonde. En daarom is dit belangrik om vry te kom. Nou, hoekom word dit met die hoof, die kop, vergelyk? Nou, alhoewel dit God is wat ons verlos van die sonde, nee, word daar vir ons opdrag gegee om te lewe as verloste mense. So, daar is 'n verantwoordelikheid van ons, alhoewel ons God al die eer gee, dat ons vry word, en ons weet is wat hy doen. Ons verstaan nie lekker hoe vrye wil en uitverkiesing daar het werk nie, maar
Dit is ons verwoonlik, alhoewel ons vir God al die eer gee daarvoor, is dit vir ons belangrik dat dit begin by ons gedagtes, nie die helm. So, ons kop en die gedagtes is ons denke. Nou eerstens, daar's 2 plekke. Die eerstens, hoekom dit met die hoof, is dat die Efesiërs verduidelik vir ons, dat ons nie moet dink soos die heidene nie. Nou, hy sê ons moet slim wees. Nou, 'n slim persoon doen en praat en dink oor die dinge van die Here. Nee, en dwaase mense dink net aan wat hulle wil en doen net wat hulle wil. Dit is 'n baie belangrike punt. Dit word 'n verstandige mens genoem en 'n dwaase mens, en hy sê die verstandlose mense, hulle doen net wat hulle wil en hulle gedagtes lei tot niks nie. So dis die eerste een. En ook as dinge in die lewe gebeur, nee, baie keer gebeur daar maar slegte dinge. Jy weet, dan kan 'n mens vinnig in 'n paniek ingaan en bekommerd raak. En dan sê die Here, maar bly jou gedagtes op die Here te hou. Om te onthou hy gaan versorg. Om nie te begin praat soos mense wat oor sonde praat en sondige maniere probleme wil oplos. As daar nou nie vrede is in 'n land en dan sal hy sondige maniere om dit op te los. As daar finansiële probleme is, dan sal sondige maniere om dit op te los en regte maniere om dit op te los. Jy sê, maar moenie jou gedagtes eers op daai fokus nie. Moenie daaraan dink nie. Efesiërs gaan so ver om te sê, moenie eers praat oor die verkeerde dinge nie. Dis hoe ver dit gaan. Moenie eers praat daaroor nie, want wat gebeur as jy praat daaroor, begin jy daaroor dink en begin deel raak soms van jou, dit raak die norm, mens raak gewoon aan, raak 'n deel van jou begeertes, en goed, moenie eers daaroor praat nie. So ver hy gaan. So, dit bring die versoeking. Nee, so, moenie eers daar nie. En dan die laaste een, die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Nou die Bybel is die swaard. Nou 'n soldaat sonder 'n swaard het nie regtig doel nie. Nee. Hy's nie regtig nuttig in 'n geveg nie. En 'n soldaat moet weet 3 dinge. Hy moet ingeoefen wees met daai swaard. Hy kan nie net eendag 'n swaard optel en dink hy sal hom so bietjie kan gebruik, maar dis 'n ou wat dit inoefen wat regtig weet hoe om dit te gebruik. En dan 'n tweede een wat 'n soldaat moet kan doen, is hy moet homself kan verdedig daarmee. Nee, as iemand hom sou slaan met 'n swaard, dan moet hy hom kan stop, so hy moet homself kan verdedig. En dan 'n derde een, hy moet kan aanval met die swaard. So hierdie 3 dinge om te onthou. Die eerstens is dat hy moet kan veg daarmee, hy moet ingeoefen wees en hy moet kan aanval daarmee en verdedig. Nou geliefdes, as ons net so by elkeen kan gaan stil staan, is die eerste een is dat jy met die swaard moet kan verdedig. Nee, nou verdedig teen die sonde en versoekings, en soos ek genoem het, nee, is dat die Bybel ons leer hoe om versoekings te hanteer. Soos wat Jesus sê, maar Jesus gaan baie dieper, nee, hy sê nie net ek as iets laat suikelkap hom afgooi van jou weg nie. Hy sê ook as dit gaan oor die hart, dan sê hy die oog is die lig vir die liggaam, en so die Here leer vir ons hoe om vry te kom, want baie keer dink ons moet net harder probeer, en dan gaan volgens die instruksies wat vir ons in die Bybel uitgelê word nie. En dan is dit maar, jy weet, dan gebruik ons nie die swaard nie, dan gebruik ons die Bybel om van die versoekings en vry te kom nie. Dit is baie duidelike instruksies. Dis wat ons moet doen, sodat ons nie struikel nie. En dan die tweede funksie, om ingeoefen te wees daarmee, is vir ons baie belangrik, want baie keer, en die Bybel beskryf die duiwel as 'n engel van die lig. Hy kom asof hy kom vir Jesus, en ons sien hoe die duiwel vir Jesus probeer versoek. Nee, so hy kom met leuns. En as ons nie ingeoefen is met die skrif nie, dan gaan ons vir enige leuen val. Onthou, die duiwel kom met Bybelverse na Jesus toe. En hy probeer met Bybelverse, en hy kom baie keer entoesiasties, en hy kom as 'n goeie spreker, sê Paulus in Korintiërs. Goed, so, hulle teologie, en ons maar baie keer weet, nee, ons moet ingeoefen wees met die Bybel, dat ons hom kan gebruik, selfs wanneer ons die leuen hoor, en ingeoefen wees, en dit ken. En dan die laaste een, geliefdes, is, ons moet kan aanval met die swaard. Jy weet, baie keer,
jy weet, kom mense en hulle glo verkeerde goed, of jy weet, hulle wil sekere goeders nie in die Bybel glo, of hulle sal, jy weet, mense sal dit sê, en dan sê hulle, ja, dis nie waar nie, en goed, en jy weet, hulle raak baie keer angstig, of gefrustreerd, of kwaad, en dan is dit belangrik om die beloftes van die Here te ken, en wat baie keer daai gevoelens wegvat, of wanneer hulle hartseer is, om hulle te troos. Nou, jy weet, as ons nie die beloftes in die Bybel ken nie, dan het ons niks om amper die angs en die frustrasie en die kwaad dood te steek mee nie. En baie keer as ons die verkeerde goeders glo, en ja, ek voel so sterk oor dit, want dit kom dalk vanuit 'n gevoel van jaloesie of iets, dan sal ek baie keer nie die waarheid wil glo nie. En dis eers as jy vir iemand in die Bybel kan wys, maar kyk, dit staan nie, en iemand wat natuurlik die gesag van die skrif aanvaar, wat dan sal sê, okay, nee, dit is so. Andersins, jy weet, dit is die enigste manier hoe jy amper daai oortuiging van iemand kan doodsteek, deur vir hom te wys, dit staan in die Bybel. So dit is uiters belangrik. En as ons nie weet dit staan daar nie, gaan ons dit nie na iemand toe kan vat, of kan vir hom wys nie. So ons moet ingeoefen wees om ook daar aan te val daarmee. So geliefdes, as ek kan afsluit, ek hoop dit was vir u insiggewend, en mag jy hierdie wapenrusting, ek wil nie weer deur elkeen gaan nie, want dit is elkeen op sy eie, is dat, mag jy dit gaan toepas, elkeen van hulle. Dit is vir ons in hierdie vorme gesit, sodat ons dit maklik kan onthou. Mag jy dit weer later herhaal, en weer daaroor dink, en dit op hierdie manier deel maak van u lewe. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, weer dankie vir u liefde vir ons. Dankie vir die versorging van ons. Dankie, Here, dat u ons toerus. En liewe Here, ons vra dat u ons sal help. Ons vra dat u ons sal bystaan, en ons sal krag gee in ons stryd teen die sonde. Liewe Here, dat dit nie vir ons 'n ligtelike saak sal wees nie. Here, kom help ons om die skrif te leer ken. Ons kan onderskei tussen waarheid en valsheid, dat ons kan u beloftes ken en dit glo, dat ons kan bid volgens u beloftes. Here, dat ons kan leef volgens u wil. Here, kom rus ons toe met u wapenrusting. Here, ons dankie dat u vir ons sorg. Ons dankie vir die reën wat u weer gegee het. Ons vra dat u ons in ons besighede, in ons verhoudings en ons huwelike sal help. Maar Here, dat ons nie net u hulp sal passief verwag nie, maar dat ons sal vrede gaan maak daar, dat ons die instruksies wat u vir ons leer sal volg, dat ons die woord as swaard sal gebruik, en nie net sal wag op u nie, maar alhoewel ons totaal afhanklik is van u, maar dat ons in gehoorsaamheid u opdragte sal uitvoer en sal gaan doen. Geef ons die bereidwilligheid om dit te doen. Here, dat ons dit nie doen omdat ons moet, of uit vrees, maar dat ons dit uit 'n lus sal doen. Here, kom maak ons wys verstandige mense. Kom help ons om nie eers te praat oor die dinge wat verkeerd is nie, maar u te volg in alles wat ons doen. Here, ons loof en prys u dat u ons sondes vergewe. Ons dank u daarvoor. En ons loof en prys u naam. Ons bid dit alles in die naam van ons koning wat regeer, Jesus Christus, die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af deur saam te sing Staan Vas. Ek staan vas met die gordel van die waarheid, 'n hart vir geregtigheid. Ek sal veg tot die einde. Ek staan vas in die skoene van gereedheid, die skuld van my geloof in u. Ek sal aanhou tot die einde, want my stryd is nie teen mense nie, maar teen gedagtes wat my gevange neem. Jesus is die lig op my pad en 'n lamp vir my voete. In 'n donker wêreld vind ek skuilings by is ek meer as oorwinnaar. Die woord, die rots waarop ek sta.
verlossing en die swaard van die Heilige Gees, die woord van God, want my stryd is nie teen mense nie, maar teen gedagtes wat my gevalle neer. O, Jesus sê is die lig op my pad en 'n lamp vir my voete. In 'n donker wêreld vind ek skuilings by U. In die krag is ek meer as oorwinnaar. Die woord, die rots waarop ek staan. Want my stryd is nie teen mense nie, maar teen gedagtes wat my gevange neem. Jesus, U is die lig op my pad en 'n lamp vir my voete. In 'n donker wêreld vind ek skuilings by U. In die krag is ek meer as oorwinnaar. Die woord, die rots waarop ek staan. Waarop staan. Waarop ek staan. Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Efesiërs 6 vers 23 tot 24. Vrede vir die broers en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Amen.